is vandag in 1 Tessalonisense 2, die laaste gedeelte van die Tessalonisense 2, so julle kan julle Bybel so lank daar oopmaak. Nou laasweek het Andrei by ons kom bedien van Kruislig en dit was regtig 'n seën gewees om hom hier te kon hê. Maar as gevolg van dit het julle dalk nou al 'n bietjie vergeet waar ons was in Tessalonisense, so ek wil net gou vir julle 'n recap gee waar ons geëindig het. Ons het gekyk na Paulus wat skryf aan die kerk van Tessalonisense en hy moet sekere goeders van homself verdedig, want daar's nou al roemers wat versprei dat Paulus het in die nag weggevlug, want hy gee nie regtig om nie, en hy moet al hierdie goeders kom uitklaar met hulle. En dit is die taktiek wat die duiwel gebruik van Genesis tot Paulus se tyd en vandag nog. Die duiwel se eerste begeerte is om net twyfel te saai. Wat sê hy vir Eva? Het God werklik dit gesê? En elke keer wat die woord van die Here gaan, dan bring die duiwel twyfel. Hy wil twyfel saai in jou hart rondom die woord. Hy wil jou net so 'n bietjie van koers aftrek van die woord wat die Here het. En hy bring twyfel in wie God is. En wat doen hy dan? As hy nie reg kan kry om jou twyfel te bring in die woord van die Here en dit wat God sê nie, dan gaan hy baie keer probeer om die ene wat die woord bring te beswadder en sleg te maak, soos wat hulle met Paulus probeer het. Toe hulle sien nee, hulle kan nie by hierdie woordgedeelte verbykom nie, toe begin hulle die ene wat die boodskap bring sleg maak en sê nee, hy's nie regtig vir julle nie, hy's teen julle. Dis die volgende taktiek. En as dit nie werk nie, dan gaan hy probeer om daai saad wat in jou lewe gesaai is, twyfel te bring by die ene wat dit hoor. En dit moet ons voor versigtig wees. So ons moet die taktiek verstaan van die duiwel, waar hy kom om te verwoes, te slag en te steel. Dit is sy plan op die einde van die dag, en hy sal enigiets gebruik wat hy kan om dit plaas te laat vind. Maar ek is dankbaar dat die Here getrou is. Dat ons stryd nie teen vlees en bloed hoef te wees nie. En dat ons nie in ons eie krag veg nie, maar ons veg met die Here aan ons kant. Hy het klaar die bose oorwin. Dis net ons keuse, gaan ons luister na die leuns of gaan ons nie daarna luister nie. Dis ons keuse wat ons gaan maak. En dit is nie altyd maklik nie. Partykeer voel daai leuen soos die waarheid. Dit voel vir jou of dit die realiteit is. Maar die Here sal inkom en hy sal lig skyn op 'n onderwerp wat vir jou dalk moeilik is, wat vir jou dalk seer is, sodat jy werklik vrede kan ervaar en in die lig kan wandel van Jesus. So kom ons lees die laaste gedeelte in 1 Tessalonisense 2 vanaf vers 17. Maar nadat ons broeders 'n kort tydjie van julle geskei was in persoon, nie met die hart nie, het ons met groot verlange ons des te meer beywer om julle aangesig te sien. So ons lees hierso dat Paulus regtig 'n begeerte het om hierdie kerk van Tessalonisense weer te sien. Hy was vir 'n baie kort tyd daar, ongeveer 3 weke, hulle sê 3 tot 6 weke op die langste, wat hy daar was, en hy het hierdie begeerte om hulle weer te sien, so hy moes ontvlug in die nag. Hy kon nie vir hulle regtig mooi baie gesê het nie, want hy het die kerk probeer beskerm, want daar was soveel vervolging wat hy beleef het in dit, en so wat doen hy? Hy moes gegaan het, hy moes gevlug het, hy en Timoteus en Silas, en hulle het toe afbeweeg al die pad, en hierdie brief skryf hy uit Korinthe uit, maar ons gaan nou sien wat doen hy rondom hierdie gedeelte. So hy sê, hy's opgewonde, maar my vraag aan jou vandag is jy opgewonde om medegelowiges te sien deur die loop van die week, op 'n Sondag? Of kom jy maar net kerk toe en jy hoop niemand praat met jou nie, hulle los jou uit, jy wil net, ek is hierso vir die Here, kom hiernatoe, en ek gaan weer. Of kom jy en jy's opgewonde om saam met medegelowiges die pad te stap? Baie keer voel dit vir ons swaar. Ons wil nie regtig mee praat nie, ons wil nie deel met goeders nie. Maar dis hoekom daar medegelowiges is. Ons moet mekaar kan bemoedig, ons moet mekaar kan stig, ons moet mekaar accountable kan hou.
Die kerk is nie net hier om vir jou 'n lekker warm and fuzzy feeling te gee nie. Dit is een aspek, maar dis nie alwaaroor dit gaan nie. Ons is hier om mekaar te slyp. Die skrif sê yster slyp yster. So ons moet in mekaar se teenwoordigheid wees. Want eendag voel ek dalk negatief en ek is nie lus vir die lewe nie. Dan het ek iemand nodig om vir my te sê, hey, jy kan nie so reageer nie. Kom, kry jou gedagtes reg. Wat gaan aan? Hoe help ek jou? Dat ons mekaar kan stig en bemoedig. Dit is waarvoor die kerk daar is. Is daar iemand wat jy kan bel wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan? Wat net saam met jou kan bid? Ons moet geestelike familie hê. Moenie die wêreld probeer bel nie, asseblief. Hulle gaan jou dieper in die ding in aftrek. Kry iemand wat jy 'n pad mee kan stap. En moenie skuldig voel as iemand jou maar net bel wanneer hulle hulp nodig het nie. Wie is daar om te help? Dis baie keer net wat hulle nodig het. Praat met iemand. Wie is daar vir iemand wat jou nodig het? Het jy iemand wat jy kan kontak of mee praat wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan? Die kerk is daar, die liggaam van Christus is daar om ons accountable te hou, om liefde te wys, om omgee te hê. Omgee beteken nie ek aanvaar net alles wat jy doen nie. Omgee is ek gee baie meer om vir jou geestelike toestand en jou geestelike ewigheid as wat jou omstandighede dalk nou vir jou is. Jy wil dalk goeders doen wat jy weet nie reg is nie, maar weet jy wat? Ekskuus. Ek is daar om jou te help. En so moet elkeen van ons daar wees. Wanneer jy sien iemand val, sê nee, ons kan nie dit doen nie. Kom, laat ek jou ophelp. Kom ons stap hierdie pad. Dis hoekom geestelike familie daar is. En ons moet uitsien om by mekaar uit te kom. Dit moenie vir ons 'n las wees nie. Kom ons lees wat sê Paulus verder. Hy sê, daarom, so oor hierdie begeerte wat hy het om by hulle uit te kom, sê hy, daarom wou ons na julle toe kom, ek Paulus, meer as eenmal, maar die Satan het ons verhinder. Dis baie interessant. Nou, Paulus, hy het regtig 'n interessante pad met die Here gestap. Hy het die Here van aangesig tot aangesig gesien. En hy het regtig 'n unieke verhouding met die Here gehad. En ek wens ek kan net so 'n uur dalk met hom hê, om te sê, Paulus, verduidelik nou vir my net 'n paar goeters, want ek verstaan nie alles wat jy sê nie. Een plek in Handelinge sê hy, nee, die Heilige Gees het jou verhinder, hier sê hy, Satan het jou, hoe weet jy wat, wanneer weet ons, wanneer was dit die duiwel, wanneer is dit die Here, want dit is so maklik om te sê, ja, die duiwel is listig, hy's lus vir my, maar hoe weet ons of dit die Here is wat jou verhinder, of hoe weet jy of dit die duiwel is, wat besig is om 'n speek in jou wiele te steek? Ons kan darm 'n idee hê rondom dit. Paulus sê nie, okay, hy het dit en dit gedoen, dis hoekom ek weet dit was die duiwel nie. Maar ek wil 'n paar goeters net vir jou noem, dat ons kan weet, daar is 'n verskil tussen die Here wat ons probeer verhinder van iets, en die duiwel wat jou probeer verhinder van iets. So ek wil net 'n paar goeters noem. As jy iets beleef in jou hart, soos veroordeling, is dit die Here of is dit die duiwel? Die duiwel. Want wat sê die skrif? Die Heilige Gees sal kom en hy sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy het nie gesê hy gaan die wêreld kom veroordeel nie. Hy kom en hy oortuig. So wanneer ons wonder oor ietsie, wanneer ons weet ons is besig met iets wat dalk nie reg is nie, dan gaan die Heilige Gees kom sê, kom ek help jou. Moenie dit doen nie. Maar wat gaan die duiwel doen? Hy gaan jou versoek. En dan, as jy geval het, gaan hy sê, ja, jy's 'n gemors. Hy kom veroordeel jou, hy sê, hoe sleg is jy? Dan weet jy, dit is nie die Here nie. Nou, daar's baie keer wat ons eie gedagtes dit ook doen. Want ons kyk baie keer so neer op onsself en sê, ja, Johan, kyk hoe stupid is jy. Ons baie keer veroordeel onsself ook. Maar dan is ons nie besig om in lyn te loop met dit wat die Here vir ons wil hê nie. Wanneer jy 'n keuse moet maak en jy beleef angs, is dit die Here of is dit die duiwel? Dis meeste van die kere die duiwel wat vir jou 'n angsheid bring oor iets wat jy moet doen. Die Here gaan vir jou vrede bring oor 'n situasie. Die Here sal vir jou duidelikheid, 'n rustigheid gee oor 'n situasie wat jy oor moet reageer. Hy sal vir jou kalmte gee.
Maar wat gaan die duiwel doen? Hy gaan sê, kom. Het jy al gesien, wanneer mense jou wil indoen iewerste? Hulle is so vinnig, hulle sê, nee, moenie worry nie, kom, laat ek jou help. Veral as jy dalk jou lisensie wil gaan doen, of so ietsie. Wie van ons hou daarvan om in 'n ry te staan? Steek jou hand op. Ek sien nie 'n hand nie, ons hou nie daarvan nie, nee. So, nou kom jy daar waar jy jou lisensie moet doen, en daar kom 'n ou, mooi netjies aangetrek, hy sê, luister, R300, ek help jou gou met jou lisensie. Okay. Gee hom die R300, en wat gebeur? Weg. Hy's weg met daai geld, want ons wil baie keer dinge jaag. Ons wil dit vinnig doen. Wanneer jy 'n kar moet koop of wat ook al, jy kan weet, dis nie die Here se plan, wanneer daai ding so gedwing word, jy kan nie eers mooi duidelik dink daaroor nie. Maar wanneer jy vrede beleef, kan dit nog steeds vinnig beweeg, maar jy het vrede oor die situasie. Dis nie, jy word in 'n blik gedruk rondom dit nie. Ek hoop dit maak sin wat ek vir julle verduidelik. Die volgende ding is, wanneer dit van die Here af is, sal jy eenheid met 'n persoon hê rondom dit. Jy sal nie divisie beleef rondom dit nie. Die duiwel kom en hy wil divisie saai. Oralste waar hy gaan, het hy begeerte om divisie te saai. Maar die Here wil eenheid hê. Hy wil hê ons moet in eenheid wandel met mekaar. Gaan ons altyd oor alles kan saamstem? Nee. Maar kan ons nog steeds in eenheid wandel? Ja, ons kan verseker. Wanneer ons divisie bring, is daar 'n probleem. Ons moet eenheid bring en ons moet die Here vra om ons te lei in dit. As jy 'n keuse moet maak en daai ding wat jy wil doen, gaan jou verder van die Here af wegdryf, dan moet jy weet, dit is nie van die Here af nie. Maar as dit jou nader gaan bring aan die Here, as dit jou verhouding gaan verbeter met hom, dan is dit dalk iets wat jy kan oorweeg. As jy 'n keuse moet maak rondom finansies, rondom jou tyd, wat ook al dit mag wees, as dit jou aardse lewe gaan verbeter, maar dit het geen invloed op die koninkryk van die Here nie, dit help niks die koninkryk van die Here vestig nie, dan kan jy maar weet, dis dalk jou koninkryk wat jy besig is om te bou, en nie die koninkryk van die Here nie. En as die duiwel jou besig kan hou met enigiets anders, dan gaan hy. As jy nie besig is om te doen wat die Here vir jou wil hê nie, dan is die duiwel besig om te wen, want hy trek jou aandag af op allerhande ander goeters, en jou fokus is nie op hom nie. My vraag aan jou vanoggend is, wat maak jou opgewonde? Hoekom staan jy op in die oggend? Wat is die rede wat jy in die oggend opstaan en bly is, opgewonde? En ek wil hê jy moet dit net so 'n oomblik vat en daaroor dink. Hoekom doen Paulus wat hy doen? Hoekom gaan hy alles deur wat hy deurgaan? Hoekom gaan jy alles deur wat jy deurgaan? Die moeilike tye, die maklike tye, hoekom doen jy wat jy doen? Is dit maar net om te oorleef? Wat is die rede vir dit? Kom ons lees, hoekom doen Paulus wat hy doen? Hoekom is hy bereid om alles deur te gaan wat hy deurgaan? Vers 19 tot 20. Want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms, want julle is ons eer en ons blydskap. So Paulus doen wat hy doen vir Christus. Hy sê die begeerte wat ek het, julle, ek roem oor julle, my hoop, my blydskap, my eer is in julle mense wat by die Here moet wees. Dit is wat my opgewonde maak. Dit is wat hom partykeer laat stres, wat ons gaan lees. Hy vra hierdie vraag, wat gaan aan met julle? Want ek weet nie regtig nie, ek het nie lank genoeg tyd gehad om by julle te wees nie. So Paulus se hartklop is werklik om mense by die Here uit te kry. Nou ek wil vir jou vandag sê, dit is nie net mense wat voltyds in die bediening is, of die evangelis se werk om die evangelie met mense te deel nie. Elke persoon wat 'n disipel is,
moet disippels maak. Dit is wat die Here die opdrag vir die disippels gegee het. Hy sê, gaan en maak disippels in die hele wêreld. Hy stuur sy disippels om disippels te gaan maak. En so stuur hy elkeen van ons vandag nog om disippels te gaan maak. Ons kyk baie keer na ouens soos Angus Buchan en ek hoop ek sê sy van reg, Buchan. Ons kyk na oom Angus en ons kyk na Reinhard Bonnke en ons kyk na baie van hierdie Billy Graham, hierdie groot evangeliste en ons sê, wow, daai ou, nee, hy weet wat hy doen. Maar ek sien nie so ietsie in die skrif nie. Nêrens te sien ek 'n crusade in die skrif nie. Nou ek sê nie moenie 'n crusade hou nie. Hoor my mooi, dit is great om so ietsie te kan doen. Ek weet daar's baie mense wat hulle lewe vir die Here gegee het by sulke goeters. Maar wat sien ek in Paulus se lewe? Ek sien Paulus spandeer tyd met mense. Hy koop tyd uit. So nou kyk ons na iemand soos oom Angus of ons kyk na Billy Graham en sê nee, ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie disippels maak nie. Ek kan nie die evangelie deel nie. Kyk wat het Paulus eerder gedoen. Paulus het tyd met mense gaan spandeer. Hy het met hulle gesit en elkeen van ons kan dit doen. Want jy het iets wat die wêreld nie het nie. Jy het Jesus. Hulle het dit nie. En as jy daai met 'n persoon kan deel, dan is jy besig om 'n disippelskappad met iemand te stap. Is dit in ons vermoë om een ou 'n pad mee te stap? In 2 jaar? Ek glo ons het die vermoë om daai pad met iemand te kan stap. Ek en jy gaan eendag ons oë oopmaak in ewigheid. Dalk is van ons hierso as die wegraping plaasvind. Ek weet nie hoe lyk dit nie wanneer die wederkoms is. Ek het nie die vol prentjie van wat alles gaan gebeur nie. Van ons is dalk hier, van ons is dalk nie hier nie. Dis dalk oor 200 jaar, dis dalk oor 1000 jaar. Ek weet nie hoe dit lyk nie, maar wat ek weet is eendag gaan ons almal in ewigheid wees, hopelik. Maar my vraag aan jou is, wat gaan jy sien in ewigheid? Gaan jy jou suksesvolle beroep sien? Gaan jy jou suksesvolle boerdery sien? Gaan jy al jou geld wat jy gespaar het hier op aarde sien? Gaan jy al jou besittings, jou mooi huis, wat ook al, wat jou kar, wat ook al, gaan jy dit daar sien? Nee, jy gaan dit verseker nie daar sien nie. Wat ek en jy eendag in ewigheid gaan sien, is mense. Dis wie ons daar gaan sien. En ek hoop eendag in ewigheid, ek weet nie wanneer is ons streep getrek nie, van ons strepe is vroeër getrek as van ander, maar weet jy wat, ek sien eendag uit om in ewigheid julle almal te sien, en weer in ewigheid hand te kan skud, en mekaar te kan druk, en te sê ek is bly, julle is saam met my hierso. Dit was Paulus se hart, dit is hoekom hy doen, dit is hoekom hy deurgaan, alles wat hy deurgaan, want hy wil werklik, en hy wil hê, daai mense, moet hy sien weer in ewigheid. Nou dis vir ons baie makliker, ons klim op 'n vliegtuig, as jy iemand wil gaan sien, spaar net genoeg en jy is daar. Dit was nie so maklik gewees in Paulus se tyd gewees nie. So nou is my vraag, met wat hou jy jouself besig? Dit wat jy nou doen, is dit vir jou 'n einddoel? Is dit hoekom jy lewe, jou werk, sukses, waarvoor lewe jy? Of is al hierdie materialistiese goeders maar net vir jou 'n means to an end? Wat is die einddoel vir jou lewe? Is dit dat jy dalk vir jou kinders 'n goeie lewe wil agterlaat? Met finansies, of hoe lyk dit? Wat is jou einddoel? Want wat ek besef, hoe meer ek hierdie pad stap met die Here, is al hierdie goeders gaan vergaan. Ek kan vir my kinders miljoene los, en hulle kan dit in 'n oomblik verloor. Maar as ek vir hulle voorgestel het aan die Here, is dit iets wat hulle vir altyd sal kan help en dra en lei. Wat is ons doel? Hoekom is jy waar jy is, by die werk wat jy is? Is jy maar net daar om jou werk te doen, jou kop te sak en aan te gaan? Of is jy dalk daar om 'n verskil te maak in iemand se lewe?
Is jy dalk daar om 'n pad met iemand te stap? Nou die probleem baie keer kom in. Ons het nie die regte tools om hierdie te kan doen nie. Iemand kom na jou en hulle is emosioneel en ons man sukkel met daai. Ek sukkel tot met my vrou, maar dit never mind 'n ander persoon. Hulle is emosioneel en hoe help jy hulle? Jy weet nie altyd hoe om hierdie te benader nie, want ons het nie die regte tools nie, ons weet nie hoe om dit te doen nie. So nou wat doen ons? Ons vermy eerder die situasie. Sê, wow, ek bid vir jou, praat later, en ons bring dit nooit weer op nie. So ons moet toelaat dat die Here ons toerus. En dit is my hart. My hart is werklik om mense te leer van die Here, om hulle gekoppel te kry aan Jesus en hulle toe te rus om aktiewe disippels te wees, wat weer uit kan gaan en disippels maak. Dit is my hart, dit is wat ek wil hê. En het ek al die volprentjie van dit? Nee, maar ons is besig met sulke goeders, om mense toe te rus, sodat hulle kan uitgaan en ander mense weer help. Kom ons lees wat sê Paulus hierso in hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot 5. Daarom, toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om in Athene alleen agter te bly. En ons het Timoteus, ons broeder en dienaar van God, en ons medewerker in die evangelie van Christus gestuur, om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof. Sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukking nie, want julle weet self dat ons hiervoor bestem is. Want ook toe ons by julle was, het ons julle vooruit gesê dat ons verdruk sou word, soos dit ook gebeur het, en soos julle weet. Daarom, toe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom, of die versoeker julle nie miskien versoek het en ons arbeid te vergeefs sou wees nie. So jy sien, Paulus het hierdie begeerte, hy sê ek wil net weet hoe gaan dit met hierdie kerk. Ons kan nie langer hulle net los nie, ons is so vinnig daar weg, maar ek wil weet hoe dit met hulle gaan. En toe hulle nou, heeltyd, jy sal sien, toe ons Handelinge gelees het, nadat hulle in Tessalonisense was, het hulle afbeweeg en jy sien heeltyd dat die Jode saam met hulle vervolg, agter hulle aangebeweeg het en heeltyd moeilikheid gemaak het oralste waar Paulus hulle gekom het. En toe hulle nou in Athene kom, toe die Jode nou hulle gelos. Hulle het nou nie meer verder met hulle moeilikheid gesoek nie. Maar dis waar Paulus sê, ons kon nie meer wag nie. Ek wil weet wat aangaan. Ons stuur eerder vir Timoteus terug, dat hy gaan sien wat aangaan. Hoekom doen hy dit? Hy gaan terug, hy wil Timoteus terugstuur. Hoekom? Hy sê daarso in die einde, daarom vers 5, daarom toe ek nie langer kon uithou nie, het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom, of die versoeker julle nie miskien versoek het, en ons arbeid te vergeefs sou wees nie. Nou, ek weet nie, hoe was julle verhouding, of die pad wat julle gestap het met die Here, toe julle tot bekering gekom het nie. Maar daar was so 2-3 maande, wat het soos honeymoon gevoel het. Daar was nie probleme nie, alles het goed gegaan, ek het nie uitdagings gehad nie, dit was net lekker, ek kon tyd met die Here spandeer, en daar het so tyd gekom, wat ek net ervaar het, daar gaan nou 'n bietjie probleme kom, dis nou 'n bietjie tyd vir jou om uit te gaan, en toe begin daar uitdagings kom, en daar kom probleme, en dis nie lekker nie, en ek sê, Here, ek wil eerder weer teruggaan, kan ek nie net by U sit, en alles is oké nie, maar dis nie hoe die lewe werk nie. So daar kom 'n tyd in elke persoon se lewe, wat jy nie meer in 'n honeymoon tyd kan wees nie, wat die realiteit van die wêreld ons tref, en dis nie altyd lekker nie. So daar kom 'n tyd, wanneer die versoekings van die duiwel kom, en Paulus wil weet, hoe doen hulle onder daai versoekings? Hoe doen hulle onder daai verdrukkings? Nou wat bedoel Paulus as hy sê dat hy bang is dat sy arbeid te vergeefs was? Nou ons het Desember by vriende gaan kuier, en voor dit het my vrou 'n baie mooi groentetuin vir ons in die agtertuin gemaak, en dit het regtig goed gelyk. Die plantjies het mooi opgekom en hulle was besig om vrugte begin dra, en die pampoene het
mooi begin blomme maak en dit het regtig mooi gelyk. Nou gaan ons na vriende toe vir 5 dae in Potties en die ander ding is ons het so 4 skape ook in die agtertuin gehad, net nog steeds. En toe ons terugkom, toe het hulle op een of ander manier in daai groentetuin ingekom. En dit het soos 'n woestyn gelyk. Daar was niks meer lewendig nie. En my vrou in daai oomblik was nie meer lus om eers te gaan kyk wat in daai agtertuin aangaan nie. Want haar arbeid was te vergeefs. Alles wat sy gedoen het, is weg. Daar's nie eers 'n stokkie hoor nie. Dit lyk soos die Sahara woestyn daar agter, wat hulle daai plek opgeëet het. Hulle het seker net daai 5 dae daar binne gebly en alles geëet wat hulle kon. Die gras was mooi groen buite, maar hulle het daai plek heeltemal verwoes. En my vrou was mismoedig. Ek sê vir haar, okay, maar kom ons plant weer. Sy wil niks weet nie. Verlang. Sy's nie lus gewees nie. En op 'n dag toe raak sy weer lus. En op 'n dag toe vaar die skape weer daarin. So daar gebeur nou werklik niks daar agter nie. Maar dit is wat gebeur wanneer jy harde arbeid in iets insit. En jy kom daar en dis weg. En Paulus sit in hierdie dilemma. Wat hy besef, ek het gearbei hier en ek wil net weet hoe dit met hulle gegaan. Ek wil net weet, hou hulle aan in hierdie pad wat ek hulle na toe geroep het. Is hulle besig om die Here nog steeds te dien of het alles net te veel vir hulle geraak en my arbeid was te vergeefs? Kom ons hoor wat sê Paulus in vers 6. Maar nou dat Timoteus net van julle af by ons aangekom het en ons die goeie tyding van julle geloof en liefde gebring het en dat julle altyd 'n goeie herinnering aan ons behou en verlang om ons te sien, net soos ons ook vir julle. Daarom, broeders, is ons in al ons verdrukking en nood vertroos oor julle deur jul geloof. Want nou leef ons as julle vas staan in die Here. Want watter dank kan ons God vergelde oor julle vir al die blydskap waarmee ons om julle ontwil ons verbly voor onsse God. Terwyl ons nag en dag baie ernstig bid om julle aangesig te sien en te voltooi wat aan julle geloof ontbreek. So jy kan hoor Paulus is dankbaar. Ek weet nie hoe druk jy al jou emosie in 'n brief uit nie, maar ek dink Paulus het probeer in elke manier net sê hoe dankbaar hy is, hoe dankbaar hy vir die Here is, dat hulle nog steeds besig is om te volhard in dit wat hy begin doen het in hulle lewe. Hy verbly homself in God oor dat die Here getrou is om aan te hou arbei waar hulle is, omdat hulle vas staan in die Here en hy bemoedig hulle om aan te hou. Dis bemoedigend om te hoor wanneer iemand wat jy 'n pad mee gestap het, 5 jaar terug, 10 jaar terug, en jy bel hulle weer, hoe gaan dit? En jy hoor hulle is nog steeds besig om te doen wat die Here hulle voorgeroep het. Hulle is nog steeds besig om hulle geloof uit te leef waar hulle is. Dit is werklik bemoedigend. En dit is my hoop vir elke persoon wat hierso sit, elke persoon wat ek mee te doen het, om 5 of 10 jaar later weer met iemand te kan praat en te weet, julle is nog steeds besig om te doen wat die Here julle voorgeroep het. Maar daar is iets interessants in vers 10 wat hy sê. Lees saam met my. Terwyl ons nag en dag baie ernstig bid om julle aangesig te sien, so ons sien uit 'n begeerte om hulle aangesig te sien. Hy sê, en te voltooi wat aan julle geloof ontbreek. So hy sê vir hulle, dat ons het gearbei in julle, maar my tydperk was kort geweest. Ek kon nie alles gedoen het wat ek graag wil nie. So hy sê, daar is sekere goeders wat dalk in hulle geloof ontbreek. Nou ek wil vir jou vandag sê, ek is nie perfek nie. Ek weet nie of julle hierso sit en is perfek nie. Maar ek wankel partykeer in my geloof. Dis nie altyd lekker om deur moeilike tye te gaan nie. En ek vra myself partykeer die vraag, Here, hoekom? Hoekom gaan dit so? So ek wil net vir julle sê, moenie
mismoedig word nie. Hou aan vertrou op die Here. Vertrou hom om jou geloof te stig en jou geloof te bemoedig en jou geloof te bou. Dit sou lekker wees as Paulus by ons bietjie kon uitkom en ons geloof volmaak. Maar hy kan nie. Maar weet jy wie kan? Die Here kan. En die Here wil. As jy gaan kies om te sê, Here, watse area in my lewe moet uitgesorteer word? Dawid bid, hy sê, deursoek my hart en kyk of daar enige ongeregtigheid in my is. Is dit 'n vraag wat ons die Here vra om te sê, Here, deursoek my lewe. Waar is daar areas in my lewe wat ek in moet groei? Waar is daar areas in my lewe wat ek meer van U nodig het? Want een ding wat ek en jy altyd moet wees, of ons nou 10 jaar oud is, of ons 30 jaar oud is, of ons 60 jaar oud is, of ons 80 jaar oud is, of ons 100 jaar oud is, ons moet altyd kies om leerbaar te bly. Altyd kies om te sê, Here, waar is 'n area in my lewe wat U my nog wil leer, waar U my nog in wil groei? Kom ons sien wat sê Paulus in hierdie laaste gedeelte vanaf vers 11. Maar mag ons God en Vader self en ons Here Jesus Christus ons weg na julle toerig. En mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal soos ons ook teenoor julle is, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor ons God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. So Paulus sê hierso, weet jy wat? Ek het nou al probeer. Die duiwel het my verhinder om by julle uit te kom, maar ek vertrou nou in die Here. Hy sal 'n weg maak as dit nodig is, dat ek by julle moet uitkom. Vertrou jy die Here vir 'n weg? Jy weet nie hoe nie, jy het al alles probeer, en jy weet nie wat se kant toe nie. Los dit oor in die Here se hande. Sê Here, ek vertrou U nou, om 'n weg te maak waar dit vir my onmoontlik voel. Ek weet nie wat om te doen nie. Maar hy sê ook, ek wil hê, dat God julle ryk en oorvloedig sal maak met liefde vir mekaar en vir almal. So die liefde wat in ons vir mekaar is wat vir die wêreld wys hoe dit is om 'n Christen te wees. Dit is so maklik vir ons om te sê, nee, ek het liefde en ek is lief vir mense. Maar weet jy wat is interessant? Hy sê hierso, sodat hy julle harte kan versterk, vers 12, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is. So wie maak jou ryk en oorvloedig in liefde vir iemand anderste? Net die Here. Nie jouself nie. Want daar is tye wat jy dalk nie gaan voel lief vir iemand nie. Maar die Here kan 'n werk in jou kom doen, wat jou liefde vir mekaar sal uitwys, en daardeur vir ander mense ook. Ek wil hê ons moet 'n gedeelte in Johannes 13 vers 34 lees. Julle kan soontoe blaai, maar ek gaan om net vinnig vir ons lees, 13 vers 34 en 35. "’n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het." Wie gaan weet dat ons sy disippels is? Almal. Hoe gaan hulle dit weet? Deur die liefde wat ons vir mekaar het. Het ons werklik vir mekaar liefde? Of verdra ons maar net partykeer mekaar? Wandel ons regtig in liefde teenoor ander mense? Of is ons maar net draagsaam? Dis oké. Hy is hoe hy is, ons gaan maar aan. Want dan probeer jy in iets funksioneer wat jy eintlik nie het nie. En jy kan nie gee dit wat jy nie het nie. En wie gee daai liefde vir ons? Net God kan daai liefde vir iemand anderste
vir jou gee, vir jou medemens kan gee. Moet dit nie probeer uit jou eie krag uit doen nie, want jy gaan misluk in dit. Of hoogmoed gaan dalk intree. Maar as jy 'n liefde binne in jou het vir iemand anderste, wat jy weet nie uit jouself uitkom nie, dit is 'n lekker plek om te wees. Om te sê, ek doen hierdie, ek wys hierdie liefde, nie omdat ek eintlik die vermoë het binne in my nie, maar omdat die Here dit binne my gesit het, om daai persoon lief te hê. Nie omdat ek goed probeer wees nie, nie omdat ek oulik probeer wees nie, maar omdat God die ene is wat die werk in ons doen. Wanneer jy die liefde in jou het, wat nie uit jouself uitkom nie, dit is wanneer jy werklik vir mense kan gee wat jy nie het nie. Dan kan jy die Here se liefde aan hulle wys. Nou, daar's 'n skrifgedeelte in Johannes 3 vers 16, wat jy kan lees saam met my as jy wil, maar ons almal ken daai skrifgedeelte. Nou, ek geniet dit om dit eerder te lees as dit om dit te probeer kwoteer, en dit dalk nie reg te kwoteer nie. Maar God wys sy liefde aan die mens. En hy sê daarso, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. So, ons lees daai gedeelte, want so lief het God die wêreld gehad. Staan daar, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy wil hê almal moet gered word, en so enige manier van redding is van toepassing, enige weg, of dit nou Mohammed is, of dit nou Houdini is, ek weet nie wat is hulle almal nie, wat ook al dit is, hy het almal so lief, jy kan enige manier, kom net. Nee, hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. So God se liefde het 'n vereiste. Hy gee sy seun, hy gee dit alles. Hy sê mag glo in hom. Dit is die vereiste wat hy daar stel. So wat doen ons baie keer met liefde? Ons wil liefde vergelyk met 'n menslike verstaan van liefde, en ons sê liefde moet alles aanvaar. Liefde moet oukei wees met alles. Dis nie goddelike liefde nie. God het nie gesê, ek het julle lief, doen net wat julle wil, gaan aan soos wat julle wil nie. Nee, hy maak 'n weg, en hy sê, stap in hierdie weg, sodat jy lewe kan hê. Liefde is nie net, ag, weet jy wat, geniet jouself, ek het jou nog steeds lief, gaan aan nie. Dit kan nie so werk nie. Maar dis wat ons baie keer doen. Dis wat ons baie keer wil hê, die Here moet met ons doen. Aanvaar my maar net soos wat ek is. Los my net soos wat ek is. Die Here aanvaar jou soos wat jy is, maar hy gaan jou nie los soos wat jy is nie. Hy sê, kom na my toe. Moenie jou lewe probeer reg kry voordat jy by die Here kom nie. Dis onmoontlik, jy gaan dit probeer doen in jou eie goeie werke. Hy sê, kom na my toe, soos wat jy is. En die liefde wat ek vir jou het, dit wat ek vir jou gaan wys, gaan jou lewe radikaal verander. Moet dit nie voor die tyd probeer regkry nie, want dan is dit hoogmoed. Dis waar die Fariseërs en die Sadduseërs was. Ons moet na die Here toe kan gaan en sê, Here, hierdie area van my lewe is nie perfek nie, of Here, ek ken U nie. Ek gaan nie probeer alles regmaak nie, maar ek weet U sal kan, en ek is bereid. Ek wil hê, U moet hierdie werk in my kom doen. Ek wil afsluit met hierdie twee goeters wat ek voel elke gelowige in hulle lewe moet hê. Ons moet altyd die begeerte hê om te verdiep in ons geloof en ons verhouding met God. Ons moet nie op 'n plek kom wat ons sê, ek sjap. Ons moet altyd daai begeerte hê. Ek hoop nooit jy kom op daai plek met jou vrou of jou man nie. Te sê nie, ek ken alles van jou, ons is reg. En as ons dit nie gaan doen met ons huweliksmaat nie, moet dit asseblief ook nie met die Here doen nie. Moenie tevrede wees met net die eerste stappie. Stap konstant die pad met die Here. En soos wat jy die pad met die Here stap, wil ek vir jou vra, hê altyd 'n leerbare gees, sodat ons nie eie wys raak nie.
Daar's 'n gesegde wat sê, buig die boompie as hy jonk is, anders dan gaan jy hom moet breek as hy groot is. Maar ek en jy het 'n keuse om altyd 'n buigbare gees te hê, om altyd te gaan waar die Here ons wys in ons te lei. Ons moet nooit op 'n plek kom wat ek sê, geestelik is ek nou sharp. Moenie verder in my Peter nie, moenie verder in my grou nie. Ons moet daai begeerte hê om werklik buigbaar te wees en te sê, Here, ek besef hierdie is nie in lyn met u woord nie. Help my om dit in lyn te kry met u woord. So nou het ek vir jou 'n vraag voordat ons afsluit. Wil jy God se liefde hê vir die mense in ons gemeente en vir ander mense? Is dit 'n begeerte wat jy het? En moet dit nie ligtelik opvat nie. As daai 'n begeerte is, wil ek hê wanneer ons nou bid, moet jy jou hande net opsteek en die Here sê, Here, ek het daai begeerte om mense werklik lief te hê. Mense in hierdie gemeente lief te hê, soos wat net U hulle kan lief hê. Nie soos wat ek kan nie. Want wat doen liefde? Liefde skinder nie. Liefde breek nie af nie. Liefde saai nie divisie nie. Liefde is daar om mekaar te ondersteun, mekaar te help, mekaar se foute raak te sien en te sien hoe kan ons help in dit. Maar altyd om dit te doen in eenheid met wie Jesus is.